Goeiemôre, broer en suster, liewe vriende. Baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Nie 'n kerk nie, maar 'n boodskap bediening, 'n woordbediening wat ons wil help om geestelik te groei. Vandag is dit Pinkster Sondag. So ons gedenk die koms van die Heilige Gees. Met vandag se fokus op die kragtige toerusting van die Heilige Gees in ons lewens. Ons tema, die krag van die Heilige Gees. Kom ek doen net vir ons 'n kort gebed. Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God, wat in my woon, kom en heilig my. Here, in die woorde van hierdie mooi en gepaste lied hier in die Pinkstertyd, bid ons vanoggend om die werking van u Heilige Gees in ons lewens. Kom Here, en waai nou deur ons harte en kom leer ons vanoggend uit u woord oor u teenwoordigheid en u kragtige werking in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Handelinge 1 vers 4 en 5 en ook vers 8 en dan ook 'n stukkie uit Handelinge 2 vers 1 tot 4. Handelinge 1. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Liewe vriende, ons gedenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees, en ek wil graag in vandag se boodskap hoofsaaklik fokus op die geweldige krag van die Heilige Gees wat tot elke kind van God se beskikking is. Vriende, wanneer Jesus in Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, dan is daar die woord krag wat Jesus daar gebruik het, 'n vertaling van die Griekse woord dynamis. Julle sal sommer duidelik hoor dat ons Afrikaanse woord dinamiet van die woord dynamis afgelei is, en so natuurlik ook die Engelse woord dynamite. En vriende, dit beteken vir ons dat die Heilige Gees wat op Pinksterdag op die gelowiges uitgestort is, se krag soos dinamiet is. Met ander woorde, die Heilige Gees met wie ons as gelowiges toegerus is, se krag is enorm sterk. Die Gees is en werk baie kragtig. En as gelowiges is ons met hierdie dynamis, hierdie dinamietkrag van die Heilige Gees toegerus. Vriende, as ek en jy in Jesus glo, is ons God se kinders. En dan het ons die Heilige Gees ontvang en is ons elkeen ook 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. En liewe vriende, dan beskik ons oor baie meer krag as wat ons enigsins kan indink of kan voorstel.
En in Efesiërs 1 vers 18 tot 20 skrywe Paulus. Hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in elkeen wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die doodheid opgewek het. En vriende, daardie enorme groot krag van Jesus se opstanding is nie 'n vreemde of 'n geheime krag nie. Dis niks anders nie as die dinamuskrag van die Heilige Gees, want God werk altyd deur sy Heilige Gees. En nou oefen God hierdie selfde groot krag waarmee hy Christus uit die dood uit opgewek het, ook in ons lewens uit. Want die Heilige Gees het gekom en hy woon in ons en hy bekragtig ons. Vriende, die Heilige Gees bring ons nie net tot nuwe lewe in Christus nie. Die Gees wil ons nou ook help om oorwinnend oor die sonde te leef. En natuurlik ook volgens Handelinge 1 vers 8 wil die Gees ons ook help om kragtige getuies vir Jesus te wees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nadat ons uit die doodsbestaan van ons sonde en ongeloof opgewek is ons nou bedoel en is ons toegerus om 'n opstandingslewe te lei. Maar vriende, tog weet ons dat baie gelowiges nog maar baie sukkel met 'n val en opstaan geestelike lewe. 'n Vername rede hiervoor is dat baie gelowiges die nuwe lewe in eie krag aanpak en sonder die oorwinningskrag van die Gees. Vriende, is ons Christelike lewenswandel op sy beste menslike probeerslae. Sonder die oorwinningskrag van die Gees is dit eintlik maar net menslike verbeteringe waarmee ons besig is en sal dit altyd tot mislukking gedoem wees. Liewe vriende, luister vandag tog baie mooi. Daardie selfde krag van God waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het, is sedert Pinksterdag ook in my en jou lewe beskikbaar, teenwoordig en beskikbaar. Die geweldige krag van die Heilige Gees. Minstens 2 van die tekens wat met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 gepaard gegaan het, bevestig ook vir ons daardie groot krag van die Heilige Gees. Die een is die kragtige stormwind wat hulle gehoor het en wat die hele plek waar hulle bymekaar was gevul het. En die ander een is die 4 tonge wat op elke gelowige gaan sit het. En nou weet ons mos dat beide wind en vuur besonder kragtige elemente is wat 'n geweldige invloed kan uitoefen. Die Heilige Gees wil die gelowiges soos 'n sterk wind aandryf om oral in die wêreld deur die 4 tonge wat ons ontvang het, die goeie nuus van Jesus se verlossing op 'n kragtige wyse te gaan verkondig. Soos 'n veldbrand wat nie gekeer kan word nie, wil die Here hê dat sy kinders oral oor moet getuig, in Jerusalem, in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld, die uithoeke van die aarde. En al God se kinders is vir hierdie getuienistaak toegerus met die dinamuskrag van die Heilige Gees. Vriende, die Here het vir ons die Heilige Gees gestuur. En die Heilige Gees het in ons kom woning maak. En daarom beskik ons as gelowiges oor hierdie geweldige kragbron. Maar ten spyte van hierdie groot waarheid,
lewe baie van ons nie soos geestelike oorwinnaars nie. En lyk baie van ons ook nie juist dat die kragtige getuies wat die Here wil hê ons moet wees nie. Broer en suster, die krag wat die Heilige Gees vir ons gee, is verseker meer as genoegsaam om ons in staat te stel om 'n opstandingslewe te lei en vir Jesus te getuig. So waar lê die fout dan? Hoekom sukkel baie gelowiges dan so om oorwinnend te leef en om kragtige getuies vir Jesus te gaan wees? Broer en suster, onkunde mag dalk een groot rede hiervoor wees. Baie gelowiges is waarskynlik nie eers bewus van die enorme krag wat binne in hulle is nie, waaroor hulle beskik nie. Hulle besef nie of hulle weet dalk nie eers van die Heilige Gees wat in hulle woon nie, en dat hulle met groot krag toegerus is nie. In 1 Korintiërs 3 vers 16 het Paulus dit ook vir die gelowiges in Korinte moes vra. Weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Heilige Gees in julle woon nie? Maar vriende, naas moontlike onkunde by sommige, is daar ook 'n ander groot rede waarom baie Christene nie die krag van die Gees ken nie en ook nie geesvervuld. Dit wil sê, onder beheer van die Gees en in die krag van die Gees leef nie. En dit is naamlik dat hulle die werking van die Heilige Gees in hulle lewens uitblus deur 'n sondige lewe. Die Bybel leer vir ons dat ons die Heilige Gees wat in ons woon kan teenstaan en kan uitblus, en dat ons dit doen deur 'n sondige en 'n eiewillige lewenswandel, wat die Heilige Gees se werk blokkeer en selfs teewerk. Die New International Version sê, do not quench the Spirit, 1 Thessalonicense 5 vers 19. Ons moenie die Heilige Gees uitblus nie, sê die ou Afrikaanse vertaling. Vriende, dis soos om 'n emmer water op vuur te gooi. Net soos ons 'n vuur kan uitblus, net so blus baie gelowiges die vuurkrag van die Heilige Gees in ons lewens uit. Ons blus dit uit deur 'n ongehoorsame en 'n eiewillige lewenstyl waarmee ons die Heilige Gees teenstaan. Ons blus en ons smoor die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens. En dan sal ons nie as oorwinnaars leef nie. Ons sal nie kan leef as oorwinnaars nie. En dan sal ons natuurlik ook swak getuies vir die Here Jesus wees, want as ons die Gees uitblus, dan lewe ons deur die vlees. Galasiërs 5. En dan ervaar ons nie die krag van die Heilige Gees nie. Vriende, nou wil ek graag vir julle vanoggend 'n belangrike ding oor die vrystelling en die realisering van die krag van die Heilige Gees in ons lewens sê. En ek wil dit doen deur middel van 'n eenvoudige beeld. Op die skerm sien ons iets wat ons ouer mense nog goed sal onthou. Die foto van 'n dynamo. Die Engelse woord wat ons mag gebruik het daarvoor, 'n dynamo, maar die Engelse woord was dynamo geweest, soos dit meer algemeen bekend gestaan het. Vandag maak hulle nie meer dynamos vir fietsse nie, fietsligte nie. Vandag se fietsligte werk met meer moderne tegnologie, maar dit nou maar daar gelaat. Liewe vriende, net soos die woord dinamiet, kom ook die woord dynamo van die Griekse woord dynamis, wat krag beteken. En vriende, nou wil ek graag vir julle aan die hand van die dynamo probeer verduidelik hoe die vrystelling van die Heilige Gees se krag in ons lewens werk. En ek weet, dis maar 'n beeld, en alle beelde het beperkings, maar die vrystelling
van die krag van die Heilige Gees kan nogal heel treffend met die werking van die oudtydse dynamo verduidelik word. Net soos die fiets destyds toegerus was met 'n dynamo om sy lig te laat skyn. Net so is ons as Christene met die Heilige Gees toegerus om ons lig te laat skyn. Die dynamo is teen die fiets se wiel vasgesit. En sodra jy begin trap het die dynamo sy krag begin vrystel en het die lig begin skyn. Net so stel die Heilige Gees sy groot krag tot ons beskikking wanneer ek en jy van ons kant af begin trap. En daarmee bedoel ek aktief met die Heilige Gees begin saamwerk vir 'n kragtige oorwinningslewe. Wanneer ek en jy groter gehoorsaamheid aan die Here begeer en dit begin leef, dan begin ons aktief saamwerk met die Gees en sal hy al meer sy krag in ons vrystel. En so sal ook ons getuienislig al helderder begin skyn. Vriende, dis eers wanneer ons gaan begin gehoorsaam raak aan God se opdragte en dit begin doen en ons ook gaan begin stry teen die sondes in ons lewens en dit begin aflê, dat ons die krag van die Gees al hoe meer in ons lewens sal begin ervaar. Die oorwinningslewe is niks anders nie as 'n geesvervulde lewe. En daarvoor is ons samewerking met die Heilige Gees van deurslaggewende belang. Kom ek sluit vir ons af. Broer en suster, liewe vriende, ons het baie krag in ons. Dinamietkrag om groot oorwinnings te behaal in ons geloofslewe. En veral ook krag om vir Jesus te getuig, ingesluit om wonderlike dade in die naam van die Here te doen. En dit is ook vanuit hierdie waarheid van die koms en die toerusting van die Heilige Gees, dat Jesus by geleentheid aan sy disippels gesê het, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Johannes 14 vers 12, en die gedagte is, dat as Jesus na die Vader toe gaan, dan sal dit gebeur, dat ons groter dinge nog sal doen as hy, omdat Jesus dan vir ons die Heilige Gees sal stuur, en die Heilige Gees vir ons daartoe in staat sal stel. Vriende, ons moenie die krag van die Heilige Gees onderskat nie. Maar ons moet ook nie die Gees uitblus deur 'n sondige en 'n eiewillige lewenswandel nie. Kom ons raak vandag opnuut bewus van daardie dinamiskrag waarmee God al sy kinders sedert Pinksterdag toegerus het. Ons het die kragbron. Ons het die kragbron van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees wag vir ons om gehoorsaam en aktief met hom te begin saamwerk en om onsself aan hom oor te gee. Hoe meer ons 'n gehoorsame lewens sal begeer en nastreef en stry teen die sonde, hoe meer sal die Gees in en deur ons lewens begin werk en sy krag in ons lewens begin vrystel, en hoe sterker sal ons ligte skyn. Vriende, kom ons neem dan met hierdie boodskap ons gehoorsaamheid aan die Here en ons samewerking met die Gees baie meer ernstig, sodat hy in ons lewens beheer kan neem en sy enorme krag kan vrystel, sodat ons al hoe meer in oorwinning
kan begin lewe en kragtige getuies van die Here Jesus kan wees. Amen. Here Jesus, dankie dat U ons elkeen as 'n getuie vir U wil gebruik. Dankie dat U vir ons die toerusting en die krag van die Heilige Gees gegee het. Help ook vir ons om nie U Heilige Gees uit te blus in ons lewens deur ons sondes en onwilligheid nie. En Here, help vir ons om in groter gehoorsaamheid te begin leef, want dan weet ons, sal U Gees wat in ons woon, oorneem en sy krag aan ons gee, sodat ons ligte al hoe sterker en helder vir Jesus sal begin skyn. Amen. Vriende, ons slotlied, Welcome Holy Spirit. Geniet die lied en maak dit sommer ook jou gebed. En vriende, daarmee groet ek vir julle, gaan leef en getuig in die krag van die Heilige Gees. Vrede vir jou. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit.